Goeiemôre, ek glo dit gaan goed met jou, dat jy die seën en die guns van die Here geniet, dat hierdie vir jou 'n besonderse dag sal wees. Ek lees nou onlangs die volgende waarheid. Geloof is sterker as gevoel. Moenie jou koers meet aan emosies nie, maar aan God se beloftes. Moenie jou rigting bepaal deur jou gevoelens, jou emosies nie. Maar laat toe dat God tot jou hart spreek en tot jou gees spreek deur sy beloftes wat vas staan en wat die waarheid is. Nou ek wil graag saam met u lees baie bekende gedeelte, die woord van die Here, en wel uit 1 Samuel 17 vanaf vers 10 tot en met vers 11. Verder sê die Filistyn, ek daag die slagordes van Israel vandag uit. Gee my 'n man, dat ons saam kan veg. Toe Saul en die hele Israel hierdie woorde van die Filistyn hoor, was hulle verskrik en baie bevrees. Nou ek wil dan graag met u gesels rondom hierdie gedagte in konflik met Goliat. Ons leef in 'n stikkende en gebroke wêreld, waarna soveel stemme opgaan. Soms is hierdie stemme uittartend en het dit konflik tot gevolg. Die vraag is dan, na wie se stem luister jy en wat is die impak daarvan op jou lewe? Ek wens dat toe ek tot bekering gekom het, my stryd teen sonde, depressie, moedeloosheid en slegte gewoontes eenvoudig deur gebed opgelos kon word. Maar nou dink ek sal jy met my saamstem dat jy ondervind in die praktyk dat daar 'n voortdurende stryd is teen depressie, moedeloosheid, slegte gewoontes. En dan bid jy oor hierdie sake en dit voel vir jou, daar is nie 'n oplossing nie. Jy sê dalk, ek het al soveel keer probeer verander, net om terug te keer na dieselfde ou siklus van gedrag, wat my terugbring na die persoon wat ek nie wil wees nie. Ja, dit raak baie keer frustrerend, ontmoedigend, oorweldigend. Nou wel, ek wil vir u sê, ek glo, daar is 'n manier om oorwinning te behaal oor al hierdie stryd wat jy daagliks ondervind. Maar dis 'n stryd, 'n geveg, geestelik. En baie keer stap kinders van die Here juis van hierdie stryd af weg. Nou as ons werklik vryheid en oorwinning wil hê, beteken dit ons moet ons vyand in die oë kyk en dit konfronteer. Ja, die duiwel, ons vyand. Wat ons in die oë moet kyk is die ou bekende gedragspatrone wat dieselfde ongewenste resultate daagliks vir ons bring. Daardie gevoel wat jy sê, ag, ek gaan dit nie maak nie. Jy wil handdoek ingooi. Kom ek gebruik so 1 of 2 baie bekende voorbeelde. Jy sê dalk, ek wil gewig verloor, maar ek hou nie van oefening nie. Ek wil nie graag dissipline aan die dag lê om 'n wag voor my mond te sit nie. Ek wil nader aan God groei sonder om sy woord te lees. Ek wil 'n beter gebedslewe hê, maar ek doen nie moeite om te bid nie. Ons wil verandering hê, maar ons raak moedeloos. Dan bereik jy daardie punt wat jy sê, ag, ek sal nooit die persoon word wat ek graag wil wees nie. Nou luister nou baie mooi. Die persoon wat jy vandag is gevorm deur jou verlede. Die persoon wat jy gaan word bepaal deur dit wat jy vandag doen. Daar is ongelukkig geen kortpaaie of tydsbesparende tegnieke om geestelike oorwinning te behaal nie.
Dit is 'n stryd. 'n Oorlog teen die vyand in ons lewens. Dit maak nie saak hoe lank jy al die Here dien, kerk toe gaan of probeer om rein te leef nie, vergewe het of die verlede probeer agterlaat het nie. Dit bly 'n stryd. Daar is tye wat jy dalk voel, jy gaan dit nie maak nie. Jy is moeg om te beklei. Ek wil nie so voel nie, dink of wees nie, ek wil dit nie doen nie. Maar tog, doen jy dit. Paulus sê, die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Soms twyfel jy dalk aan jou geloof, jou identiteit in Christus Jesus. Ja, kom ons sê die volgende vir mekaar. In my grootste geloofstryd het ek op papier goed gelyk, maar in die werklikheid is my lewe heel dikwels heel anders. Om die stryd te ignoreer is nie die antwoord nie. Ek moes myself, my gedagtes en my gevoelens in die oë kyk. Goliat daag Israel daarlank uit. Hy het hulle getart, elke oggend en aand. En weet jy, soms is hierdie gewoontes, hierdie gedragspatrone wat ons het. Kom staan dit soos Goliat en dit daag ons uit, dit tart ons. Jy is 'n mislukking, jy gaan dit nie maak nie. Op 'n dag, terwyl Goliat weer sy verskyning maak, kom daar 'n jong skaapwagtertjie met die naam van Dawid. En hy weier om te luister na die stem van die reus van Goliat. Nou ken ons die verhaal van Dawid, hoe hy in stryd getree het met Goliat. Nadat hy Goliat verslaan het, is Dawid nie meer as 'n skaapwagtertjie gesien nie. Hy was nou 'n kryger, 'n soldaat, 'n reusdoder, en uiteindelik word hy die koning van Israel. Maar voordat 'n soldaat 'n kryger kan wees, moet hy eers besluit om op te daag vir die geveg. En ek wil vir jou sê, as jy in oorwinning wil staan, moet jy opdaag vir die geveg. Jy moet jou vyand in die oë kyk. En saam met Jesus Christus kan jy 'n oorwinnaar wees. Goliat het die leer van Israel van oor die vallei af getart. Hoekom daag julle op as julle weet julle gaan verloor? En toe die leer daardie woorde hoor, het hulle vreesbevange geraak. 1 Samuel 17:11. Het jy nie al hierdie stemme in jou eie gees gehoor nie? Hoekom probeer jy nog? Wat laat jou dink jy kan verander? My omstandighede sal nooit verander nie. Ek het al soveel keer misluk. Gaan huis toe, man. Verlaat die gevegsterrein. Jy gaan dit nooit maak nie. Goliat het nie net Dawid se vermoë bevraagteken nie. Hy het ook God se vermoë bevraagteken. Hy sê in 1 Samuel 17:26, ek lees dit vir u. Want wie is hierdie onbesnede Filistyn, dat hy die leers van die lewende God tart? Ek wil vir jou vra, besef jy as kind van die Here, dat jy 'n soldaat van God se koninkryk is? Dat jy onder sy direkte bevelstruktuur staan? Dat jou bevelvoerder die een is wat oor die vermoë beskik om jou toe te rus vir die geveg, vir die stryd waarin jy jouself bevind, dat hy van jou 'n oorwinnaar kan maak. Die reus sê, jy kon nog nooit gewig verloor nie. Jy sal altyd depressief wees, want jy is net soos jou ma.
Jy sal nooit gelukkig wees soos ander nie. Jy's 'n slagoffer van jou omstandighede, van jou verlede. Of ek moet sekere dinge doen om my stres te oorkom. Daarom eet ek so baie, daarom moet ek drink, daarom moet ek rook, daarom moet ek hierdie dinge doen om my vyand te oorwin. Ons hoor hierdie dinge en reageer soos Saul. Ons word verlam van vrees. Glo, daar is geen hoop nie. Dit is belangrik om te onthou. Die mees geskikste persoon in Israel om teen Goliat op te staan, was koning Saul. Jy sien, dit is nie altyd die wat lyk soos kampioene wat die oorwinning behaal nie. Op die slagveld het Saul soos die regte keuse gelyk. Maar hy het geluister na die getart, die stem van Goliat. Dawid daarenteen het dit nie geduld nie. Saul was groot van postuur, maar Dawid was groot van gees. Want hy het in 'n verhouding met God gestaan. Dis hoe baie van ons leef. Ons het die wapenrusting van God aan. Ons het die woord as swaard, geloof as skild, die Heilige Gees as gids. Maar die vyand se stem bly sê, jy's verslaan, jy's 'n verloorder, jy's 'n mislukking, moenie eers probeer nie. Saul het geluister na die vyand. En dalk luister jy na die vyand. Dawid het egter geluister na God. Kan ek vir jou vra, na wie se stem luister jy? Wie kies jy om na te luister? Dawid het nie nodig gehad om te weet hoe sterk Goliat is nie. Hy het geweet hoe sterk sy God is. Jy gaan nie jou reëse oorwin deur van hulle al weg te hardloop nie. Inteendeel, daar is 'n geveg. En jy moet tot die stryd toetree, met jou geloof geanker in die almag van God. Ja, gaan die geveg binne met die wete. Groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. God het jou geroep om meer as 'n oorwinnaar te wees. Is jy gewillig om hom te vertrou? Dit kan sê, Here, ek weet volgens u woord, ek is tot alles in staat. Deur Jesus Christus, wat my die krag gee. Dawid stel dit so mooi wanneer hy sê, met my God loop ek 'n bende storm, met my God spring ek oor 'n muur. Hy het hierdie vertroue in sy God. Hy gaan dit maak. Is jy bereid om jou Goliat storm te loop in die naam van die Here? Met hom te praat en te sê, vandag gee God jou in my hand, want groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Mag jy oorwinning ervaar in jou lewe. Mag jy God se krag in jou lewe ervaar. Wees onwrikbaar in jou geloof. Standvastig. Jy kan. Jy gaan dit maak. Kom ons bid saam. Here, ons dank U vir U krag, vir die kosbare Heilige Gees en U woord wat ons toerus vir die stryd. Ja, Here, die oorwinning het U vir ons gegee. Ons neem dit, ons aanvaar dit en ons bely dit. Dankie dat U vir ons meer as oorwinnaars gemaak het. Dat te midde van omstandighede U daar is vir ons. Daarom kan ons vir Goliat in die oë kyk, hierdie oomblik. Ongeag in watter vorm hy na ons kom, of dit siekte is, of dit finansies is, of dit dalk depressiwiteit is, of 'n verhoudingskrisis is. Here, ons loop dit storm in U naam. En met U hulp en U krag, gaan ons uit die stryd tree, meer as oorwinnaars. Die lof, die eer en die dank aan U, tot alle ewigheid.
Amen. Vrede vir jou. Jy moet mooi loop. I believe you are able. I believe you are good. I believe you are with me, even now, even now. I believe you are greater than every mountain that I face. I believe you will supply all I need. You're all I need. Till the ocean runs dry, my God is my provider. Though my heart may fail, your love will light the way. And if there's one thing I know that you are with me. You're my provider. Would you speak? I am listening. I can't do this on